Welkom, ons dankbaar vir julle wat hier is. Julle kan die woord van die Here saam met ons oopmaak by Numeri, of dan die Engels sê Numbers, Numeri. Soek die vierde boek in die Bybel as ook reg. Dis reg, ja. Geskryf deur Moses. Dis reg. So voordat ons lees, kom ons sit net so dan bid ons saam. Dierbare, verhoogde Here Jesus, Seun van die lewende God. Jy het gesê daar in Johannes 16, daar sal 'n tyd aanbreek, wanneer julle die Vader in my naam sal bid. En die tyd het aangebreek. Daarom dat Paulus en die disippels bid in die naam van die Seun. Ons pleit dit om Jesus ontwil. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, selfs die Here Jesus Christus word genoem, dat elke tong sal sy naam bely. Elke knie sal voor hom buig. Here, sommige gaan buig deur die genade wat aan hulle gegee is. En ander gaan buig omdat hulle meer knoppe oor gaan hê nie. Maar buig gaan hulle buig. En bely sal hulle eendag hierdie Jesus bely. Vandag is daar baie wat u naam laster. En u naam ydelik gebruik. Maar eendag sal hulle in ontzag hê vir daardie naam. As hulle sien wie hy is, wanneer u kom in u glorie en in u heerlikheid, met u bruid daar in Openbaring 19, die beeld wat geskets word met op 'n wit perd. U gaan nie die tweede keer kom op 'n donkie nie. U het die eerste keer gekom op 'n donkie as diensknegt om te sterf vir ons, maar die tweede keer gaan u op 'n wit perd kom as 'n koning. En u gaan nie kom met 'n staf om te loop nie, en 'n staf om die skapies nader te trek nie. U gaan kom met 'n yster scepter in u hand. U gaan kom met 'n swaard wat uit u mond uitgaan en die nasies daarmee oorlog te voer. Here Jesus, mag ons vanaand besef die heerlikheid van u self. Here, dan het u ook vir ons hierdie boek laat opteken. Numeri, nommers. Here Jesus, mag ons dan ook vanaand leer hieruit. En dalk net 'n kort venstertjie insien oor iets aangaande die heerlikheid van u self. Dankie vir hulle wat hier is, Here, ons dink aan hulle wat op baie is met hierdie geweldige reën. Here, dat u hulle veilig sal hou. Sodat as, Here, ons dink aan as iemand vanaand sou sterf, waar maak hulle oë oop? Met so baie is dit so maklik om 'n ongeluk te kom. En mense is die ewigheid in. Ek hoor nou van iemand wat op 34 net in mekaar gesak het en dood is. Ons weet nie wanneer is ons tyd nie. Die woord sê vir ons, daar is maar net een tree tussen ons en die dood. Ons bid, Here, dat u hand oor mense sal hou vanaand. Dankie, Here, vir hulle wat u veilig hier gebring het. Word u verheerlik. Amen. Numeri gaan ek eers nie 'n vers lees nie, maar dalk net so kortliks 'n bietjie praat oor die breër insig. So heel eerstens is dit baie belangrik om 2 teksverse te ken in die Nuwe Testament. Wie kan daardie 2 teksverse vir my sê? Handelinge
10 vers 43, né? Is dit Handelinge 10 vers 43? Wat sê dat aangaande Jesus getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Ja, Handelinge 10 vers 43 en dan Lukas 24 vers 27. Sê Jesus vir die Emmausgangers toe hulle bedruk is. Hoekom is hierdie Jesus gekruisig? Sê Jesus vir hulle, want Moses en die profete het vertel dat dit op my van toepassing het. So en veral wanneer ons deur hierdie eerste 5 boeke van die Bybel lees, dan kom ons agter dat ook Moses baie sterk getuig van die Here Jesus. En het ons veral gesien in Exodus, hoe die Here Jesus by hulle kom stil staan het, en hoe die bloed verwys na die kruisiging en hoe alles in vervulling gegaan het. In Levitikus het ons gekyk na die offers, wat hulle vervulling gehad het in Christus, die feeste, wat hulle vervulling gehad het in Christus, en in dit wat nog gaan gebeur. Dat 4 van die feeste is te ware klaar afgehandel. Ons herdenk nie meer eintlik die Pasga nie. Ons herdenk die kruisiging. Ons herdenk nie die fees van die ongesuurde brode nie. Ons herdenk die dood, die Saterdag. Die Sondag herdenk ons nie die eerstelingsgerf nie. Ons herdenk die opstanding, die eersteling in die opstanding. En dan 40 dae, 50 dae daarna herdenk ons nie die Ou Testamentiese Pinksterfees nie, maar die Nuwe Testamentiese Pinkster, waar die Heilige Gees uitgestort is. So dit is dan Levitikus en dan Numeri. Hierdie naam, nommers in Engels, Numbers. Waaroor gaan hierdie boek? So Levitikus het gestrek min of meer oor 'n tydperk van 40 dae, wat Levitikus geskryf is. Nou in 'n mate is Numeri een van die hartseerste boeke. Ja, as ons praat van hartseer, dan praat ons van boeke soos Jeremia, wat geween het, hy is the weeping prophet. Hy het klaagliedere geskryf, klaagliedere van Jeremia. Maar in 'n ander sin is Numeri een van die hartseerste boeke in die Bybel. Hoekom? Hoofstuk 1 tot 9, ek gee gou vir hierdie indeling. Hoofstuk 1 tot 9 is hulle nog by Sinai, by die berg Sinai, en van daar af beweeg hulle hoofstuk 9 tot 14 na Kades toe, Kades Barnea. So hulle is daar in Kades, en dan hoofstuk 14 is die hoofstuk waaroor baie draai. Hoofstuk 15 tot 20 is hulle in die wildernis. Hoofstuk 20 tot 36 in Moab. Dat daar is vir hulle 'n nuwe begin, om die volk gereed te kry om die beloofde land binne te gaan. So hulle kom die beloofde land, vers 4, hoofstuk 14. Hulle kon daardie land van melk en honing geniet binne 2 jaar. In hoofstuk 14 gaan ons nou uitkom waar hulle die besluit maak, nee, dis nie die moeite werd nie. Daai land is, soos wat God gesê het, dit is 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die druiwetrosse. Die mense van die land, dis 'n besondere land, maar daar's 'n probleem. Hulle is te groot vir ons. Ons sal nie kan nie. Al het God dit beloof, God sal nie daardie belofte gestand kan doen nie. En tree die hartseer in. Hulle moet vir 38 jaar in 'n woestyn leef, sodat daardie geslag, almal ouer as 20, kan uitsterf. Kan jy dink hoe vreeslik moet jou lewe wees as jy moet opstaan en gaan slaap met die wete, jy moet op hierdie plek bly totdat jy doodgaan.
Want jy het teen God gesondig, en jy mag nie die beloofde land ingaan nie. So hierdie geslag het opgestaan, om te gaan slaap, om daar in die woestyn te sterf. So die volgende generasie, wat jonger is as 20, kan groot word, en dat hulle die land kan beerwe. Want die ouers het eers besluit, nee, ons twyfel in God se belofte. Van 70 man wat Egipte toe is, begin Nimri te tel. Om te kyk, hoeveel mense is daar, hoeveel geslagte, hoeveel van die stamme is daar, en dit kom dan op 600.000. So as jy al daardie gaan optel, jy kan gou kyk as jy wil na hoofstuk 1 vers 21. Hulle getel dus van die stam van 30.000, so gaan hy aan, vers 29, vers 30, gaan hy aan om hierdie. So daardie is dan geoefende manne wat reg is vir die oorlog. En dit kom op 'n getal van 600.000 man wat reg is vir die oorlog. Dan is dit net die manne, dan is dit nog nie die vrouens of die kinders nie. So die totale raamwerk van plus minus hoeveel mense daar was, is 2 miljoen. 2 miljoen mense wat dan daar in 'n woestyn is, en hoe onderhou jy 2 miljoen mense in 'n woestyn? So die Here sê dan vir hulle, julle voete het nie gesol nie, julle klere het nie gesluit nie, julle het nie honger gehad nie, dors gehad nie, ek het vir julle voorsien. Maar steeds deur alles hulle gemurmureer, gesê nee, die Here was nie vir hulle goed nie. So hier sien ons, hulle word getel. Nou, dink ons vir 'n oomblik terug aan Dawid. Dawid het getel, en hy is getref, want hy het gesondig. Wat is sy tel en die ander tel? Wat is die verskil? Hier word getel, die Here Jesus noem 'n verhaal in Lukas 14 vers 31, hy sê, watter koning wat in die oorlog ingaan, tel nie eers die soldate en kyk of hy in staat is om die ander oorlog of die ander manne te kan oorwin nie. Jy doen tog seker 'n kosteberekening. So het selfs die Here Jesus is pro-tel. Hulle moes gedurig deur getel het. Iemand moes in die bovertrek getel het, dat daar was 120 mense. Met die broodjies en visse. Iemand moes getel het, dat daar is 5000 mense. Iemand moes getel het. En Handelinge 2, dat daar het 3000 hulle saak met die Here reg gemaak. En hoeveel keer lees ons dan ook in Nimri, dat wanneer hulle gesondig het daar soveel duisend gesterf. So wat was die verskil? Dawid tel na die oorlog om homself te verhoog. Maar word geskryf, plaas het Dawid maar net voor die oorlog getel. Dat hy nie na die oorlog gedink het, dis sy goedheid nie. Maar hy het na die oorlog getel om sy eie trots en sy eie ego te streel. Hoofstuk 3 vers 16 sê, en Moses het hulle volgens die bevel van die Here getel, soos dit hom beveel is. So die Here gee die opdrag en hy voer dit uit. So vers hoofstuk 1 tot 9 is nog by Sinai. So as ons deur daardie blaai dan sien ons hoofstuk 10, hoofstuk 3 die telling van die Lewiete, hoofstuk 4 die diens van die Lewiete. Nou ons sê baie keer jy moet werk, en die predikante moet ook werk totdat hulle doodgaan. Want jy weet, die Lewiete het ouderdom gehad. Hulle mag tussen, vers 3, van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat diensplig. Na dit mag hulle nie meer Lewiete, en voor dit mag hulle nie Lewiete gewees. Nou sekere tyd wat die Here gesê het, daar en daardie sekere tyd moet julle arbei. Hoofstuk 5 beveel om die onreines buitekant die laar af te sonder. Vers 11 die wet oor jaloersheid.
hoofstuk 6, die Nasareersgelofte. Nou baie keer dan hoor mense die woord Nasareer, en dan dink hulle, dis dieselfde as Nasareener. Maar wat is 'n Nasareergelofte? Weet julle wat is 'n Nasareergelofte? So Simson was 'n Nasareersgelofte. So dit gaan oor, ons kan lees vers 3, sterk wyn, druiwe mag nie eet, mag nie drink nie, mag nie sy hare gesny word nie vir daardie tydperk wat hy aan die Here gegee word, of wat homself aan die Here offer en sê, Here, hier is ek, vir 'n aantal vir dit jare, Here, hier is ek, in daai tydperk 'n Nasareersgelofte afgelê, mag sy hare nie skeer en seker goed nie eet en drink nie, totdat die tydperk dan verby is. En dan hoofstuk 6, vers 22 tot 27 is die baie bekende die priesterlike seën. Vers 24, die Here sal jou seën. Nou dis my ook so eintlik 'n dolk in die hart wanneer ek vandag hoor as mense sê ek seën jou. Ek seën jou. Wat 'n seën kan jy, wat 'n krag het jy om ander te kan seën? Kyk, jy gaan as maats baie daarvoor. Let hierop. Die Here, wat verkies jy? As ek jou kan vra, wat verkies jy? Verkies jy iemand se seën of verkies jy eerder die seën van die Here? Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig is. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Die Here sal. Nou, dit beteken vir my baie, om te weet dat die seën van die Here rus op 'n mens. Wat kan die mens vir my gee? Die Here gee dit. Nou, ons het laas, op 'n Sondag aand, het ons gekyk na daardie Here, die Here sal jou seën. Daai Here, in die oorspronklike is die woord Jahwe, Vader, of is dit die seën? Adonai. As ons kyk na dit is hoofletters, dan wil ons aanneem, dis die woorde Jahwe. Maar die oorspronklik gebruik die woord Adonai, wat verwys na die Here Jesus. So die oorspronklike Hebreë sê, Yevarechecha Adonai Vishmarecha. Ja, era Adonai, verskoon. Yevarechecha Adonai Vishmarecha. Ja, era Adonai Panavalecha Vegoneta. Ja, sa Adonai Panavalecha Veasimlecha. Shalom. Dit kan baie duidelik hoor, dis die naam Adonai wat gebruik word, die Here Jesus se seën op ons. Hoofstuk 7, die offerandes, steeds by Sinai, steeds besig om te leer. Hoofstuk 8, die opsteek van die lampe, die reiniging van die leviete, hulle is besig om te leer. Hoofstuk 9, die verhaal van die Paasfees. So voordat hulle van Sinai wegtrek en hulle pad gaan waarheen hulle wil gaan, gebruik hulle as te ware die nagmaal, 'n herdenking van die Pasga op die 14de vers 5 van die eerste maand teen die aand, net soos Moses hulle beveel het, so het hulle dan gedoen. En sien ons die Here Jesus in hoofstuk 6, die Here Jesus in hoofstuk 9, en dan in besonder as daar gepraat word oor al 66 boeke van die Bybel, as daar een sentrale tema aan hierdie boek gegee word, Numeri. Hoekom Numeri? Omdat die volk is getel, en aan die einde die volk word weer getel, en dan word kort getel. Okay, maar wat is die eintlike tema van die boek, as jy hom moet lees? Wat is die tema wat jy in jou kop moet hê? Dat die Here Jesus is die vuur en wolk kolom. So in hoofstuk 9 vers 15, die opskrif daar is die wolk en vuur bo die tabernakel. Nou hier wil ek net gou teruggaan na Eksodus 33 vers
Eksodus 33 vers 2. En ek sal 'n engel voor jou uitstuur. Vers 3. Na 'n land wat oorloop van melk en honing. Want ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is. Anders sal jy op die weg verteer word. So God sê, ek gaan nie in julle teenwoordigheid trek nie. Want as ek sal in julle gaan trek, gaan ek julle verteer. Want julle is 'n hardnekkige, sondige nasie. Vers 5. Die Here het naamlik met Moses gespreek, sê aan die kinders van Israel, julle is 'n hardnekkige volk. As ek vir een oomblik in jou midde sal optrek, sal ek jou vernietig. Ek wonder wie preek dit, dat dit is wat God sê, dis wie ek is. Ek sê God, wat julle sal vernietig. En dan sê Moses vir die Here, vers 15, as u nie self meegaan nie, laat ons dan hier vandaan optrek nie. So Moses sê, Here, ek kan nie trek sonder u nie. As u nie saamtrek nie, dan bly ek net hier waar ek is. En die Here gee ag,